Goeiedag, ek is Roan Kombrink van die AP Kerk in Orania. Ons is besig met 'n reeksie oor die genade wat die Here aan die mens bewys, alreeds sigbaar hier in die eerste hoofstukke van Genesis. Vandag wil ek fokus op die genade wat die Here bewys spesifiek aan die man. En ek gaan vir ons saam lees uit Genesis 2 vers 15, Genesis 3 vers 17 tot 19 en ook vers 23. In Genesis 2 beskryf die Here vir ons hoe die tuin van Eden geskep is en alles wat daarin is en alles wat daarin teenwoordig was. En dan kom hy in vers 15 en dan lees ons die volgende. Toe het die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. Die mens word werk gegee in die tuin van Eden. Dan, soos so 'n bietjie verder aangaan, Genesis 3 weet ons daarvan die sondeval plaas en dan kom ons by die straf op die sondeval, spesifiek die straf op die sondeval aan die man, in vers 17 tot 19, en aan die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou, en van die boom geëet het, waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil. Met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe, ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring, en jy sal die plante van die veld eet. Vers 23, toe stuur die Here God hom weg uit die tuin van Eden, om die grond te bewerk waaruit hy geneem is. Dis deel van die skepingsorde van God vir Adam om te werk. Belangrik om daarvan kennis te neem dat in Genesis 2 vers 15, wanneer die Here Adam in die tuin stel en vir hom die opdrag gee, bewoon dit en bewerk dit en bewaak dit, dan bestaan Eva nog nie. Sy is nog nie geskape nie. Dis primêr die man wat hierdie opdrag kry om te werk, om te arbei, om te voorsien. Hy sal met sorg vir 'n vrou, hy sal met sorg vir kinders. Hy moet die brood op die tafel sit. Primêr sy verantwoordelikheid. Wanneer die mens in sonde val, word hierdie werk natuurlik moeilik. Nou is die aarde vervloek en dit bring dorings en distels voort en nou sal jy met moeite arbei en in die sweet van jou aangesig sal jy jou brood verdien. Maar hier is die genade. Die Here neem nie die verantwoordelikheid van Adam weg nie. Die Here gee nog steeds vir die mens werk. Die Here stel hom nog steeds in diens. Ons kry nog steeds 'n rol om te vervul. Ons moet nog steeds die skepping onderwerp en daaroor heers. Ons moet dit nog steeds bewerk, selfs nadat hy hom uit die tuin uitgestuur het, om die grond te bewerk waaruit hy geneem is. Die arbeid gaan voort en dit beteken dat die Here steeds aan die mens verantwoordelikheid gee. Dit beteken uiteindelik dat die Here met die mens in die vorm van Abraham 'n verbond kan kom sluit en sê, ek gaan vir jou 'n God wees en ek gaan in jou genade bewys en ek gaan jou seën en ek gaan jou 'n land gee en 'n groot nageslag, maar daar's nog steeds 'n verantwoordelikheid wat jy van jou kant af moet nakom in reaksie op my genade. Wat 'n voorreg om nog steeds in diens van die Here te kan wees. En wanneer die Here Jesus dan kom en hy die vervulling is en hy die een is wat volmaak sy werk kom uitvoer en sy verlossingswerk so kom uitvoer dat ons herskep kan word, dan kry die kerk weer die verantwoordelikheid. Dan sê die Here, ek is die hoof, maar julle is die lede van die liggaam. Gaan uit en gaan maak disippels van die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Ons kry nog steeds werk. Dis die genade, dat die Here ons nog steeds gebruik in sy verlossingsplan, dat ons nog steeds verantwoordelikheid kan neem, dat ons nog steeds 'n sin en 'n doel en 'n betekenis in die lewe kan hê. Kom ons dank die Here daarvoor. Ons almagtige God, die Hemelse Vader, dankie dat U in die ewige en in die alwysheid steeds vir ons 'n rol gee, steeds vir ons 'n plek gee, soos wat U vir Adam gegee het in die begin in die skepping, voor die sondeval, om te bewerk en te bewaak, dat U steeds vir ons verantwoordelikheid gee, dat U gee steeds vir ons hierdie doel en hierdie sin in die lewe gee om U te dien, deur te voorsien aan ons gesinne, deur te voorsien aan ons vrou, aan ons kinders, deur te voorsien daarin dat ons die koninkryk moet uitbou. Ons dank U daarvoor dat U ons gebruik, dat ons instrumente in die hand kan wees. Ons wil U daarvoor verheerlik in Jesus se naam. Amen.